Hartlike goeiemôre vriende, ons is die Here dankbaar dat ons vanmôre weer kan saam wees. Dis die begin van 'n nuwe dag, die begin van 'n nuwe week en die gebed van my hart is dat die Here vir ons ryklik sal saamseën so rondom sy woord. Nou ons is tans besig met hierdie besondere reeksie wat handel oor die ware betekenis van Pinkster. Ons het al reeds so 5 boodskapies hanteer. Ons het baie geleer al oor die persoon van die Heilige Gees. Ons het waarskuwings ontvang teenoor vreemde gebruike en praktyke in ons tyd wat in die kerk van die Here Jesus pos gevat het, wat ook handel oor die Heilige Gees. En vanmôre gaan ons dan aangaan met hierdie baie besondere reeks. Want u sien, wanneer ons kom en ons praat oor die heilige drie-enige God, dan besef ons dat Gesang 245 vers 11 is so waar. Daardie lied sê, ewig onbegryplik wese, Vader, Seun en Heilige Gees, Heer leer my u ken al beter, u gehoorsaam kind te wees. En dit is verseker so, want u sien, as ons begin praat oor God, as ons begin praat oor God die Vader, of God die Seun, of God die Heilige Gees, dan besef ons dat dit 'n ondeurgrondelike onderwerp is. Want God kan in sy volheid nooit deur die mens verstaan word nie, want ons is skepsele van die Skepper. En daarom is die gebed van my hart, dat die Here vir ons ryklik sal saamseën. Nou ons het al reeds 'n bietjie gekyk na sekere waarskuwings wat ons ontvang het, omdat ons 'n tyd beleef, waar mense met vreemde praktyke in die kerk van Jesus besig raak, onder die vaandel van die Heilige Gees. Ons het sekere onderrigting ontvang oor die gedagte van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees 'n persoon is, hy's nie 'n krag of 'n energie nie, maar die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy's die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Nou vir ons gaan 'n bietjie vanmôre kyk na hierdie gedagte, dat die Bybel vir ons sê dat die Heilige Gees 'n persoon is. Nou, as ons kyk na die gedagte van dat hy 'n persoon is, dan sien ons dat die voornaamwoorde wat vir die Heilige Gees gebruik word, dui vir ons daarop dat die Heilige Gees 'n persoon is. Hoor wat sê die Bybel? Johannes 15:26. Maar as die Trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die gehoor, sal hy van my getuig. Luister vriende, God is nie 'n vrou nie. God is nie een of ander onbetrokke wese, een of ander iets wat ons nooit sal kan begryp, of 'n krag wat daar buitekant in die heelal is, en dan met sekere dinge inwerk op aarde nie. Nee, die Bybel sê vir ons dat Christus het God die Vader aan ons geopenbaar, en hy het sy Gees aan ons gegee, wat ons sal lei in die waarheid om hom beter te leer ken. Nou kom ons kyk gou in die Bybel, hoe die Heilige Gees dan ook as persoon vir ons deurgegee word. Nou, as ons kyk hierna, dan sien ons dat karaktertrekke van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Nou, as ons dink aan sekere karaktertrekke van 'n mens, 'n persoon, u en ek, dan sien ons ook dat die Heilige Gees daardie selfde karaktertrekke het. Kom ons gee vir 'n paar voorbeelde. Daar in 1 Korintiërs 12 vers 11 leer die Bybel vir ons dat die Heilige Gees het 'n wil. Met ander woorde, wilskeuses wat ons uitvoer. Die Bybel sê ook vir ons dat die Heilige Gees 'n wil het. 1 Korintiërs 12:11 sê, maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees, wat aan elkeen afsonderlik uitdeel soos hy wil. So God die Heilige Gees het ook hierdie eienskap, dat hy 'n wil het, en hy deel aan ons sekere dinge uit soos hy wil. Die Bybel sê vir ons in Romeine 8:27, dat die Heilige Gees het 'n verstand. Nou die woord wat hier met bedoeling vertaal word, vriende, sluit die idee in van gedagte, gevoel en doel in. So die Heilige Gees het 'n verstand, want dit is God se Gees. En baie duidelik, as ons kyk na die skepping, sien ons baie duidelik dat die Gees ook betrokke was by die skepping. En as ons kyk na hoe kosbaar God sy skepping daar gestel het, dan sien ons dat daar 'n wonderlike ontwerper was, en dit is die drie-enige God. Romeine 15:30 sê vir ons dat die Heilige Gees kan lief hê. Baie duidelik volgens die woord van die Here, dat die Heilige Gees kan lief hê. Kom ons lees vir u, Romeine 15 vers 30. Maar ek vermaan julle broeders, by ons Here Jesus Christus en by die liefde van die Gees, om saam met my in die gebede te stry vir my by God. Baie belangrik dat die Heilige Gees ook kan lief hê. Die Bybel sê in Nehemia 9 vers 20 dat goedheid en verstand word aan die Heilige Gees toegeskryf. Ons lees daar in 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11 dat die Heilige Gees besit kennis. So besonder as ons dink daaraan. Ek lees gou vir u wat staan daarso. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God.
Want wie van die mense weet wat in die mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. So baie interessant is, dat die Heilige Gees besit kennis. En dan baie belangrik, 'n verdere karaktertrek wat eie is aan 'n mens, of aan 'n persoon wat ook aan die Heilige Gees toegeskryf word, is dat die Heilige Gees bedroef kan word. Efesiërs 4 vers 30 sê, bedroef nie die Heilige Gees, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing nie. So die Heilige Gees kan bedroef word. Hoe word die Gees bedroef? Die Gees word bedroef deur sonde. En ag vriende, as ons kyk dat die Heilige Gees die Gees van waarheid is, wat vir ons lei in die volle waarheid, soos in opgeteken in God se woord, wat getuig aangaande Jesus, wat gaan sterf het aan die kruis om sondaars te red, moet u en ek baie versigtig wees om die Gees nie te bedroef deur sonde nie. En as ons hom bedroef deur sonde, sal hy ons oortuig daarvan, en is ons onmiddellike reaksie, of behoort ons onmiddellike reaksie te wees, om te sê, Here, vergewe my. Ek wil u vra, Here, reinig my, en ag, sal u asseblief opnuut weer vir my hierdie kosbare genade skenk, om te weet, u Gees woon in my, en dat ek u Gees nie sal bedroef nie. 1 Korintiërs 2 vers 13 sê vir ons, dat die Heilige Gees besit woorde om ander te leer. Is hierdie kosbare woord van God nie geïnspireer deur die Gees nie? Daarom sien ons ook, dat hierdie karaktertrek deel is van die Heilige Gees. Romeine 15 vers 13 en 19 sê vir ons, dat die Heilige Gees besit self krag, wat hy aan ander meedeel. Nou onthou net een ding, dat God drie-enig kan nie vir mekaar geskei word nie, hulle kan onderskei word, maar nie geskei word nie. So die Heilige Gees is dus nie 'n goddelike krag nie, maar hy is die goddelike persoon, wat die instaatstellende krag besit, en dit aan sy kinders meedeel. Maar kom ons gaan gou voort. Die dade van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Baie interessant as ons hierdie studie doen. Die dade van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees ondersoek die diep dinge van God. 1 Korintiërs 2 vers 10. En ek gaan nou net vir u vinnig bietjie deur hierdie gedeelte vat. Dit ons nie te veel tyd opneem nie. Daar is nog sekere ander aspekte wat ek ook in hierdie week met u wil bespreek, maar ek hoop ek gaan u nuuskierigheid prikkel dat u bietjie verdere ondersoek oor hierdie saak sal instel. Openbaring 2 vers 7 sê vir ons dat die Heilige Gees praat. Dis baie belangrik dat ons sal weet dat die Heilige Gees met mense in die Bybelse tyd gepraat het. Vandag praat hy met ons deur sy woord. Onthou, is baie belangrik dat ons sal onthou, as ons God se stem wil hoor, dan lees ons die woord, en die Gees het die woord geïnspireer. So God praat met ons deur sy woord, en ons kan sê dat God se Gees ook vandag met ons praat deur die lees van die woord. Glo my, die afgelope tyd terwyl ek die Bybel lees, dit voel of die Here die woord gister vir ons gegee het, en dat hy presies weet wat in my lewe aangaan, en wat in ons land aangaan, en wat in my omstandighede dan ook aangaan, en daarom belangrik dat God se Gees praat. Die Bybel sê die Heilige Gees roep, baie belangrik, die Heilige Gees roep, as ons kyk daarna Galasiërs 4 vers 6, 'n baie besondere gedeelte in die woord van die Here, en daar staan, en omdat julle kinders is, het God die Gees van sy Seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Ongeredde mense wil nie bid nie. Ongeredde mense wil nie uitroep na God nie. As jy vanmôre iemand is wat gedurig die smagting en begeerte het om na God te roep in gebed, dan is dit die Gees wat dit in jou werk, want die Heilige Gees roep in jou binneste uit, Abba Vader, my God. U het my gekoop in die bloed van Christus. U Gees woon nou in my, en u Gees wil kommunikeer met die Vader deur die Seun wat ons ewige hoëpriester is. Die Bybel sê vir ons in Romeine 8:26 dat die Heilige Gees doen voorbidding. En daar staan, en net so kom ook die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Vriende, dikwels, wanneer 'n mens bid, soek jy na woorde, en baie keer wil ons gebede so koud en klinies maak. Het ons alles gesê, het ons die regte woorde gebruik, die regte sinkonstruksies, en ons is so besig met onsself. Somstyds moet ons net sê, o Gees van God, U wat in my woon, leer my om te bid, dat die versigtings in my hart ook deur U aan Vader bekend gemaak sal word, op grond van dit wat Christus vir ons gedoen het. Ag, kom ons dank die Here dat hy sy Gees vir ons gegee het. Die Bybel sê vir ons, die Heilige Gees leer ons en lei ons in alle waarheid. Johannes 14:26, Johannes 16 vers 12 tot 14. Die Bybel sê vir ons dat die Heilige Gees getuig of oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis alles dade van 'n persoon wat aan die Heilige Gees
toegeskryf word. So hy's nie hierdie hemelse krag of energie of hierdie onpersoonlike niks wat daar in die heelal is of gees wat daar rondsweef en ons het geen waarheid van hom in die woord wat opgeteken is nie. Ek kan baie duidelik sien dat die dade van 'n persoon word aan die Heilige Gees toegeskryf. Romeine 8:14 sê dat die Heilige Gees lei of wys mense wat om te doen. Nou onthou in die Ou Testament en in die Nuwe Testament het die Gees op 'n baie meer besondere manier gelei. Hoekom? Want hulle het nog nie die Bybel gehad soos ons dit het nie. Ons het vandag die 66 kanonieke boeke, so ons word gelei deur die woord om dan ook te weet wat om te doen om God te verheerlik. Johannes 14:26 terwille van die tyd, die Heilige Gees gaan op die sending uit waartoe hy gestuur is. Die Bybel sê vir ons daar in Johannes 14:26. Maar die Trooster, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Sien u weer? Die Heilige Gees herinner ons aan wat Jesus gesê het. So die doel van die koms van die Heilige Gees is juis om dan ook vir ons te herinner aan wat Christus gesê het. Handelinge 20:28, die Heilige Gees roep en stel mense vir ampte dan aan. Baie belangrik, die ouderlinge wat aangestel is. Vandag sien ons dat dieselfde patroon word gevolg, want die waarheid van God se woord deur die Gees geïnspireer is vir ons opgeteken en ons volg hierdie waarhede na. So die amp van die Heilige Gees, vriende, is 'n persoonlike amp. Dis 'n amp waardeur die Heilige Gees vir ons ook kom leer wie hy is en dat hy niks anderste en niemand anderste as persoonlike eienskappe besit, wat dan ook baie duidelik deurgegee kan word as dat die Heilige Gees 'n persoon is. Vriende, baie belangrik dat u en ek dan ook die Heilige Gees so leer ken. Ons sal môre aangaan met ons studie, mag die Here van ons wysheid gee, daar is nog so baie wat ek kan sê, maar mag hierdie paar kort gedagtes u lei na verdere ondersoek en 'n dieper liefde vir God. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.